Kom ons lees saam. 2 Samuel 6. Dawid het weer al die uitgesoekte manne in Israel byeengebring, 30,000 van hulle. Dawid en al die manskappe wat by hom was, het toe gereed gemaak en na Baala in Juda vertrek, om daarvandaan die ark van God te bring. Die ark waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here, heerser oor alle magte, wat troon op die gerubs. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai, nadat hulle dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is, gedra het. Issa en Agju, seuns van Abinadab, het die nuwe wa begelei, met die ark van God daarop. Agju het voor die ark geloop. Dawid en die hele huis van Israel was uitbundig voor die Here, met die klank van allerlei instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, sistrums en simbale. Toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Issa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgegryp, want die osse het gestruikel. Die toorn van die Here het teen Issa ontbrand en God het hom net daar getref oor die oneerbiedigheid. Hy het daar by die ark van God gesterf. Dawid was ontstel daaroor dat die Here Issa stikkend gebreek het en hy het daardie plek Peres Issa genoem. Dis vandag nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en hy het gesê, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Dawid wou toe nie die ark van die Here na hom by die stad van Dawid laat afdraai nie. Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, 'n man uit Gat, laat wegdraai. Die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die man uit Gat, gebly. Die Here het vir Obed-Edom en sy hele huishouding geseën. As aan koning Dawid is berig gebring, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God. Dawid het toe gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid geneem. Wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Dawid self het met volle oorgawe gedans voor die Here. Dawid het 'n efod van linne aangetree en hy het die hele huis van Israel het met die uitroepe van vreugde en die geluid van ramshorings die ark van die Here na die stad van Dawid opgeneem. Toe die ark van die Here die stad van Dawid binnekom, het Michal, die dogter van Saul, deur die venster afgekyk en koning Dawid gesien spring en dans voor die Here. Sy het hom in haar hart verag. Hulle het die ark van die Here ingeneem en dit op sy plek neergesit binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Toe het Dawid brandoffers en maaltydoffers voor die Here gebring. Toe Dawid die brandoffer en die maaltydoffers klaar gebring het, het hy die volk geseën in die naam van die Here, heerser oor die magte. Hy het die hele volk, die hele menigte van Israel, aan man en vrou, aan elkeen 'n ringbrood, 'n dadelkoek en 'n rosinekoek uitgedeel. Daarna is die hele volk, elkeen van hulle, terug na sy huis. Toe Dawid teruggaan om sy huisgesin te seën, het Michal, die dogter van Saul, Dawid buite tegemoet gegaan en gesê, hoe eerbaar het die koning van Israel hom vandag nie gedra nie, dat hy hom vandag voor die oë van slavinne van sy amptenare ontbloot het, soos enige leegleer hom sou ontbloot. Dawid het vir Michal gesê, dit was voor die Here, wat my gekies het bo jou pa en sy familie, deur my aan te stel as leier oor die volk van die Here, oor Israel. Ek sal voor die Here uitbundig wees, al verneder ek my nog verder, ek mag laag daal in jou oë, maar by die slavinne waarvan jy gepraat het, by hulle wil ek graag geëer wees. En Michal, die dogter van Saul, het tot die dag van haar dood nie 'n kind gehad nie. Tot sover. Vers 16. Toe die ark van die Here die stad van Dawid binnekom, het Michal, die dogter van Saul, deur die venster afgekyk en die koning Dawid gesien spring en dans voor die Here. En sy het hom in haar hart verag. Geliefdes, julle sal sien dat ons tema sê soekersensitief teenoor soekerbewuste bediening. Ons moet onsself afvra as 'n kerk en meer kerke
wat die waarheid van die evangelie boodskap van Jesus wil bedien in alles wat ons doen, is ons soeker bewus. Kom ek klaar gou uit wat beteken soeker sensitief. So soeker sensitief is 'n wêreldse neiging waar mense gaan kyk na wat wil die mense hê. Hulle vra daai vraag, wat sal die mense trek? As dit hulle bring, sal ons dit bou, is hulle siening. So as dit hulle bring, gaan ons dit bou. Maar die probleem van dit is, terwyl hulle bedoelings goed is om die evangelie boodskap van Jesus by mense uit te kry, is dat dit mensgesentreerd is. Dit fokus net op die mens, jou voorkeure, jou belange en 'n soort van 'n entertainment culture by mense skep. As die mense nie vermaak word nie, dan gaan hulle weg. So terwyl ons sê, nee, maar dit kan nie so werk nie, moet ons tog met mekaar eerlik wees en sê daar's 'n element hiervan waarby 'n kerk moet leer, waarby gelowiges moet leer. So kom ons noem dit iets anders in die gereformeerde kerk Benoni. Ons noem dit soekerbewuste bediening. Dit is die bediening waar elkeen van ons wat hier sit, besef dat die persoon langs my nie op dieselfde plek in die geloof is as ek nie. Dat die persoon langs my nie dieselfde bedieningsbehoeftes het as ek of goed dieselfde ervaar nie. Hierdie ou hou van dit en hierdie ou hou nie daarvan nie. Dat die ou langs my verskil. Maar dat die ou wat van buite af inkom, nog verder weg is van ons. Nie gewoond is aan kerklike kultuur of gebruike of daardie soort dinge nie. Jy kan jouself indink in 'n eng tradisionele diens as iemand wat nog nooit in 'n kerk was nie, daar instap. Die totale skok wat daai persoon moet kry vir wat hier gebeur. Ek het dit al beleef in iemand wat na die tyd na my toe kom in 'n kerk waar ons altyd teenwoordig was en vir my gevra het, wie is julle God? Sy was ook verkeerd, want sy het definitief nie na die preek geluister nie. Maar is ons soeker bewus? Want ek hoor maklik van iemand wat sê, weet jy wat, ek is nou moeg vir hierdie kerk, want hulle sing daai liedjie. Ja, ek hou nie van daai liedjie nie. Of ek is nou regtig moeg vir hierdie dominees met al hulle goed wat hulle wil verander en vernuwe, wat nou en dan tot die orkes nou in die oggenddiens laat speel, of daardie so. Terwyl die ander persoon sê, vandag was die beste erediens, dit was vir my so goed, die Here het my opgebou, want die musiek het tot my gespreek. So ervaar ek en jy goeders verskillend. En is daar 'n magdom jong mense in hierdie gemeente wat elke dag, elke Sondag die orgel verduur, en die orkes begeer, terwille daarvan dat ons mekaar in ag neem. Terwille daarvan dat ons die liefde in hierdie gemeente laat leef, deur te sê, ja, daar's mense wat dit nog so wil hê. Maar dis 'n ding wat ons moet besef, it swings both ways. Dis 'n twee-stroom straat. En ons moet mekaar heeltyd vra, is ons besig om die mense wat anders as ek is, ook te bereik? Is ons besig om op so 'n manier kerk te hou, kerk te wees, dat die wêreld hier kan instap, en daar niks 'n struikelblok vir hulle sou wees, om hulle fokus op die evangelie boodskap te sou hê nie? Kom ons kyk bietjie na Dawid se pad, en hoe die Here met hom gestap het in hierdie pad, en hoe die Here ook Dawid pak slaag gegee het oor sy gesindheid verkeerd was. Het julle gesien in hierdie teks het Dawid pak slaag gekry? Wie het dit opgetel? Oor sy gesindheid, sy houding nie reg was nie, voor die Here, oor hy oneerbiedig teenoor die Here was, en toe later kry Michal pak slaag, omdat sy oneerbiedig teenoor die Here was. Kom ons kyk na dit. Kom ons begin by die ark. Dis die ark wat in die stad van Dawid ingebring word, in die hoofstad van Israel, want die ark moet kom staan in die senter. Saam met hulle regering moet dit 'n godsdienstige senter wees. So wat is hierdie verbondsark? Dis iets waarna ons gereeld verwys in die Bybel, is dit nie? So, as jy notas neem, skryf gerus vir jouself neer, Eksodus 25 vers 10 tot 22, daar kan jy baie gaan lees oor hoe die ark opgerig is, wat die spesifikasies was en al hierdie tipe goed. Maar ek wil hê ons moet saam lees uit Numeri 10 vers 35 tot 36. Die volk van die Here is op pad, hulle vertrek vanaf die Sinaï berg, hulle reis deur die woestyn, en dan word die ark saamgedra. Moses sê die volgende:
Wanneer die ark weggetrek het, het Moses gesê, beweeg Here, sodat die vyande verstrooi mag word, en hulle wat U haat voor U mag wegvlug. En wanneer die ark dan tot rus gekom het, het hy gesê, kom terug Here, na die 10.000 van die stamme van Israel. So, in hierdie gedeelte sien ons, dat die volk die teenwoordigheid van God so intiem verbind het met die ark, dat wanneer die ark beweeg, dan sê Moses, Here, beweeg. Wanneer die ark stil staan, dan sê hy, Here, rus. So, dis die kern simboliek binne in die ark, dat God is teenwoordig by sy mense, maar dis nie al nie. Dis nie waar dit bly nie. Die ark het verdere simbolieke gehad vir die volk. Nou moet ons onthou, die ark was 'n verbondsark. Die verbond wys na die verhouding wat die Here met sy mense het. Dit verwys vandag ook na die verhouding wat die Here met jou het. Dis nie iets wat opgehou het nie. In Galasiërs 3 leer die Here vir ons, en elkeen wat in Jesus Christus glo, word kinders van Abraham genoem, met wie die Here die verbond sluit. So hierdie verbondsark se simbolieke is ook vir my en jou in 'n sekere sin nog lewendig, of dit word vervolmaak, en ons gaan later sien hoe. Terwyl dit vir die volk gesê het, die ark van die Here is 'n simboliek van sy teenwoordigheid in julle lewe, het dit nog 'n paar ander simbolieke ingehou. In 1 Kronieke 28 vers 2 noem Dawid die ark die voetstoel van die Here. Dis wat hy dit as beskryf. Hy sê die ark is die voetbank van die koning, die regeerder, die Here. Verwysend na konings wat op trone sit en 'n voetbank vir hulle voete het. Dit en verskeie ander teksgedeeltes lei ons daartoe om te besef dat die ark was ook 'n simbool van God se koningskap. In ons teksgedeelte wat ons saam gelees het, het ons dit ook gesien aan die begin. Daar het die Here vir ons bevestig, die naam van die Here, die heerser oor alle magte, wat troon oor die gerubs. Die ark het ook gesimboliseer dat die Here regeer, en dat hy ewig regeer. Verder was die ark ook 'n simbool van God se verlossing. As jy in Levitikus 16 vers 14 tot 15 gaan lees, dan sien jy in vers 14b, voor die versoensdeksel moet hy met sy vinger, dis nou die priester, 7 maal van die bloed sprinkel. So die priesters het die bloed van die offers op die versoensdeksel van die ark gesprinkel, want die ark het ook die versoening vir die volk versimboliseer. Hoekom? Want versoening kom van die Here af. Die koningskap is in die Here, die ark is die Here se teenwoordigheid. En dan die laaste een is dat dit ook 'n simbool was van die bekendmaak van God se wil in sy mense se lewens. In die eerste plek sien ons in Eksodus 25 en Deuteronomium 5 dat dit die kliptafels van die wet is wat in die ark geberre is, so wat gestoor is binne die ark, wat die ark omvou het, was die bekendmaak van die wil van die Here, nê. So die ark was vol van wat God sê sy mense moet doen, wat in 'n verhouding met hom leef. Maar dan verder, luister na hierdie besonderse teks. Die Here wil vir Moses ontmoet, want hy wil vir hom instruksies gee vir die volk. Dan sê hy in Eksodus 25 vers 22b, gaan na die ark toe, daar sal ek met jou praat oor die opdragte vir die Israeliete, wat ek aan jou gaan gee. So die ark was 'n simbool ook van God se opdragte, van sy wil, wat moet leef in sy volk se lewe. En nou moet die ark na Jerusalem kom. Dawid het in sy heerskappy as koning oor Israel homself gevestig, of die Here het hom daarin gevestig. Hy het Jerusalem die hoofstad van sy ryk gemaak. Hy het rus van sy vyande. Hy het al die oorloë gewen. Dit het nie maklik gekom nie. Dink aan sy stryd met Saul, hoe Saul hom bly vervolg het. Ons sien oorloë wat hy moes veg. Ons sien dat Dawid vir 'n lang tyd eintlik soort van 'n hawelose was, in dit dat hy by die Filistyne moes gaan wegkruip. Die einste mense wat die Israeliete se vyande is. So Dawid kom op hierdie punt en die heerskappy wat die Here lankal aan hom gegee het, toe die Here hom in 1 Samuel 16 gesalf het as koning oor Israel. Daai heerskappy is in sy hande.
En dit gaan goed in Israel, dit gaan regtig goed. Hulle is die wêreldmag van hulle tyd. En Dawid is die koning wat als reg gekry het. En nou wil hy die ark na Jerusalem toe bring. 1 Kronieke 13 vers 3 sê Dawid, kom ons bring dan die ark van God na ons toe. En luister hier's 'n deurslaggewende ding in die verstaan van wat die skuif is in die koninkryke. Want in Saul se tyd het ons nie daarvoor gesorg nie. Wat sê hy? In Saul se tyd was die ark van die Here 'n kantlyn saak. Met Saul se heerskappy, die koning voor Dawid, was die volk se identiteit as 'n verbondsvolk, met ander woorde as mense wat aan die Here behoort, 'n voetnota. Dit was nie 'n belangrike ding nie, dit was eenkant geskuif. Dit was 'n bysaak. En dis hoekom Dawid die ark wil bring na Jerusalem toe. Om te kan verstaan wat tussen Michal en Dawid gebeur, moet jy eers verstaan hoekom kom die ark Jerusalem toe. En dis hoekom hy dit wil bring. Om te sê in die lewe van mense wat deur die genade van God bymekaar geroep is, vir wie God liefhet, vir wie God hom oor ontferm, vir wie hy sorg, kan hulle identiteit as die Here se eiendom, as sy volk, as sy mense, nie vir hulle 'n voetnota wees nie. Die mense wat aan die Here behoort, se identiteit as mense wat leef in sy teenwoordigheid, kan nie 'n voetnota wees nie. Dit moet in die kern wees van waarvoor ons leef, en daarom wil Dawid as dienaar van die Here dit verander na mense wat voor die Here leef, mense wat onder die koningskap van God leef, mense wat in die Here verlossing soek, mense wat voor die wil van God kniel. Dis wat Dawid hom voor beywer as 'n koning. En dis die betekenis van die ark en die identiteit van die volk. En daarom moet die ark in die hart van die volk se lewe staan. Daarom in hulle hoofstad, verhewe bo als, daarom op die Tempelberg. Verhewe sodat dit uitstaan en dat die volk van God geken word daarvoor, dat die mense van die Here geken word daarvoor, dat dit mense is wat in die teenwoordigheid van die Here leef. En dis wat Dawid doen in sy dienskneg wees as koning. Hy wil die volk ook godsdienstig reformeer. Hy wil seker maak God se mense leef soos God se mense moet leef. Daarom wil hy die ark bring. Maar nou is daar nog 'n probleem in Dawid se eie hart. En net die Here sien dit, ons sien dit nog nie. Net die Here sien dit. So ons sien eers 'n mislukte poging om die ark na die stad van Dawid te bring. Die ark maak dit van die huis van Abinadab tot die huis van Obed-Edom, en daar stop dit. En ons hoor hierdie tragiese verhaal van die ark wat sou val, en Issa wat ons sou sê doen 'n goeie ding om te keer dat die ark van die Here nie val nie, wat net daar sterk, en daar staan die Here het hom oopgebreek, nê. En Dawid was bedroef daaroor. Die voorskrifte het gesê, jy mag nie met jou hand aan die ark raak nie. Maar as jy mooier gaan kyk en dieper gaan kyk en na die konteks gaan kyk van wat hier gebeur, dan is dit nie die rede vir dit wat hier gebeur nie. Daar's 2 leidrade in die teks en ek wil hê jy moet jou aandag daarop sit. In vers 5 staan daar, en Dawid en die mense was uitbundig voor die Here. Hulle was uitbundig. Ek sukkel met die Hebreëse woord, ek moet erken. Ek wil nie braamplaat terwyl ek kamp en vra, hoe spreek ek hierdie woord uit nie? Maar dis iets in die sin van sakkie. Ek kan dit eerder in Hebreëus skryf as wat ek dit kan uitspreek. Maar dis die woord wat ons vertaal as uitbundig. En daai woord vertaal as laggenderwys, grappenderwys, uitspattig, vermaak biedend. So dis hoe Dawid en die mense voor die Here, saam met die Here beweeg. Soos die Engelsman sal sê, dit was 'n joke. Sonder eerbied. Dit was 'n joke. Dit was 'n show. Uitbundig. Dis wat hierdie woord sê. So dis die eerste ding wat gebeur. En dan vers 9 staan daar, Dawid het daardie dag bang geword vir die Here. En hy het gesê, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? En hierdie woord vir bang is die Hebreëse woord hira. En dit beteken heilige ontsag gekry. Hy het eerbiedig na die Here begin kyk. Hy het gestuier, in mekaar geval oor hoe God groot is en die mens klein. Dis wat daai woord beteken.
So wat gebeur met Dawid? Sy gesindheid draai. Dis wat gebeur in hierdie teks. Sy gesindheid verander en God se eer staan eerste. Gesindhede verander en daarom is die tweede poging 'n sukses, want die ark kom in Jerusalem aan. 'n Era van toegewyde diens aan die Here breek op 'n nuwe manier vir die volk, vir die mense van die Here aan. 'n Era waar mense alles wat hulle doen met 'n God verheerlikende gesindheid en ingesteldheid doen. Dis die deurslaggewende vraag vir hoekom doen ons wat ons doen en hoe doen ons wat ons doen, word die Here verheerlik. Dis waar ons gesindheid moet wees en alles wat ons doen, dink en sê, dan ook as 'n gemeente van die Here, is ons gesindheid ingestel op die eer van die Here. Wat volgende gebeur is, ons sien vir Michal wat in haar hoë toring afkyk op Dawid. Nou ons almal ken daai spreekwoord, get off your high horse. En ek wonder of dit nie dalk van hier af kom nie, want Michal staan daar hoog in die toring en Dawid dans en die volk dans en die mense vier fees en die mense eerbiedig die Here. Hulle is bly. Hoekom is hulle bly? Want hulle is die Here se. Dis waaraan die ark hulle herinner. Die ark herinner hierdie mense, julle is God se eiendom, julle is sy volk. Hy gaan vir julle oppas en vir julle sorg. So hulle dans regtig waarom dat hulle bly is en wil fees vier. Hulle is in sy teenwoordigheid, binne sy koningskap, binne sy vergifnis, met die riglyne van sy wet. Hierdie mense het alles om oor bly te wees. Waarom sal hulle nie fees vier nie? Hulle moet fees vier, dis goed. Die beste ding wat kan gebeur in die mense lewe gebeur, die teenwoordigheid van God, die veranderende teenwoordigheid van God, tref hulle in hulle harte. En hulle vier fees. Maar nie almal vier fees nie. Michal is so besig om te kyk na Dawid dat sy vergeet van God. Sy is so besig om te kyk na die uiterlike dat sy vergeet van wat innerlik aangaan. Sy staan daar hoog in haar toring en daar staan sy verag vir Dawid. Sy noem hom 'n leegleer. Die Hebreëse woord vertaal letterlik as iemand wat 'n niks werd is. Hy's haar man. Hy's die koning van Israel. En sy sê hy's 'n niks werd oor hy sing en dans voor die Here. Ons vra eers die vraag, wie is Michal? Want mens moet ontdek, wie is die vrou wat klaarblyklik verskriklik kwaai voorkom. 3 maal verwys die teks duidelik na haar as die dogter van Saul. Dis weird vir my. As dit nie vir jou is nie, dan let jy nie op as jy Bybel lees nie. Vers 16, vers 20 en vers 23 staan daar Michal, die dogter van Saul. Michal, okay, ons het dit, sy is die dogter van Saul. Sê net Michal, ons weet van wie jy praat. Maar dis nie wat die skrywer doen nie. Hy bly sê Michal, die dogter van Saul. Hoekom? Want in hierdie teks, kontekstueel aanvaar, is Michal die stem van die vorige bedeling. Die bedeling wat verby is, die bedeling van Saul waar God 'n kantlyn saak was, waar die ark van die Here nie versorg is nie. Sy's verwysend na die dae van haar pa, toe die Here nie saak gemaak het nie, toe die mens sy eie koning was, en God die koning se konsultant, want dis al plek wat die Here in Saul se lewe gekry het, en toe die Here ook nie meer vir Saul die raad gee, wat vir hom goed is nie, kan ons sê, het hy God ook as sy konsultant afgedank, en sy eie kop gevolg. En ons kan dink, Saul is heeltemal van sy sinne beroof, omdat hy dit doen, maar doen ons dit nie ook maar nie. Maar dis nie waar ons wil praat nie. Michal, in hierdie gedeelte, sy enigste bekommernis is met die uiterlike dinge. O, die koninglyn, wat gaan die mense dink? Die koninklike edelheid word skade aangedoen. Sy kleredrag, ek kan my oë nie daartoe draai nie. Die image van die mens, dis waarop sy fokus. En dan kla sy Dawid aan oor sy gedrag voor sy diensmeisies. Maar wat ek en jy moet weet is, in hierdie gedeelte tree Dawid priesterlik op. Hy vergeet eers so 'n bietjie dat hy koning is en leier is oor die volk, en hy dink so 'n bietjie oor wat sy grootste roeping is binne in hierdie volk se lewe. Kyk bietjie na die priesterlike karakter van hierdie teks. Dawid het 'n priesterlike kleed aangetree. Dawid het offers gebring vir die volk. Dawid het die volk van die Here geseën. Alles werk wat die priesters gedoen het. Hy tree priesterlik op, want hy is 'n geloofsleier eerste, en dan is hy 'n hiërargiese koning ook.
dan is hy ook 'n leier van mense op alle menslike vlakke. Maar sy eerste werk as 'n koning is om 'n godsdienstige leier te wees. En dis wat hy doen. En daarom sê hy vir haar, weet jy wat? Ek gee niks om oor wat jy dink nie. Dit maak nie vir my soveel saak oor jou menslike sentimente en inputs nie. Kom ek sê vir jou wat maak saak. Die Here en sy eer. En dat ek my lewe toewy om seker te maak die volk van die Here dien en eerbiedig die Here. Dis wat hy vir haar sê. En daarom sê hy, weet jy wat, dis voor die Here. En hy sê daarmee vir haar, alles wat ek gedoen het, en alles was my intensie om die Here te verheerlik. Ek sal voor die Here uitbundig wees. Al moet ek verneder word, al lyk ek soos 'n gek, al noem iemand my 'n niks werd, oor ek myself so laag maak om God groot te maak. Ek gee nie om nie, ek sal dit doen. Al beteken dit, ek voldoen nie aan jou menslike standaarde nie. Ek sal dit doen, want God moet verheerlik word. Dis wat hy vir haar sê. Dawid, in kontras met Saul en Michal en hulle ou bedeling, sien homself nie eers as hy koning van Israel nie, maar as 'n dienskneg van God. En hy dien die Here en hy verheerlik die Here. Dis waantoe die Here sy gesindheid gedraai het en dis wat sy maatstaf in hierdie lewe is. Hier verteenwoordig Michal die ou bedeling van diens aan die Here slegs in die uiterlike en seremoniële dinge. Die vraag oor die gesindheid word nie gevra nie. En Dawid, die nuwe bedeling van innerlike vreugde in die uitleef van 'n verhouding met die Here. Wat nog altyd die mens se doel is, jy's geskape om 'n verhouding met God te hê. Jy's verlos en gered om 'n verhouding met God te hê. Nie 'n koue, kliniese, religieuse nakom van 'n paar goed sodat jy seker maak die Here is happy met jou nie. Die Here sal nooit happy met jou wees nie. In jouself nie. Hy's klaar happy met jou in Jesus se volmaakte verlossingswerk. Is 'n verhouding wat jy moet hê en waarvoor jy moet beywer. Dis wat die Here soek. En Dawid gebruik die Here in hierdie gedeelte om daai verhouding aan ons te verkondig. Michal is die toonbeeld van die mense waarvan Jesus leer in Markus 2 vers 22. Die mense wat ou wyn of nuwe wyn in ou sakke gooi. Die Fariseërs, waarmee Jesus 'n groot stryd het en vir wie hy wit gepluisterde grafte noem, want van buite af lyk hulle mooi, maar binnekant is hulle vol doodsbene. Want hoekom? Hulle het God eenkant gesit. God het 'n bysaak in hulle lewe geraak. Wat is die verskil tussen hulle en Dawid? Dawid's nie wonderlik nie. In die genade van die Here is die Here in die senter van sy lewe. En sy verhouding met God aan die senter van sy bestaan. Die Here straffe Michal oor wat sy doen, oor sy neerkyk en afkyk en natuurlik dan verkeerde intensies en ingesteldheid het. Oor sy nie besef elkeen doen goed anders en daar's maniere om goed anders getrou in die woord van die Here te doen as mekaar. Dat elkeen se belewenis en ervaring en die manier hoe hulle loof en prys is ook maar anders. Tog skrifgetrou. En die Here maak haar kinderloos. In die Ou Testament 'n groot straf vir 'n vrou. Kom ons kyk bietjie na Jesus en die ark. En ons begin die vliegtuig nou land. So as jy nou op daai punt is waar jy voel, my konsentrasie gaan bietjie agteruit, gee my net nog so 5 minute. Net so 'n paar minute nou. Ons begin soos in ons glide slope. Kom ons kyk na Jesus en die ark. As jy mooi daaroor dink, en jy gaan kyk na die ark in die Ou Testament en wat dit versimboliseer het, waarvan dit 'n simboliek was, dan kom Jesus en hy is die volle realiteit daarvan in ons lewe nou. Dink daaroor. Die ark wys al klaar heen na Jesus, die verbondsark. Die verbondsark is 'n simboliek van alles wat Jesus kom vervolmaak. Jesus is die volle teenwoordigheid van God, nie 'n simboliek daarvan nie, die volle teenwoordigheid van God. Die ark, die voorhangsel skeur en die mens kom in Jesus in die teenwoordigheid van die Here. Die mens word gesalf met die Heilige Gees.
Ons het nie meer 'n simboliese teenwoordigheid soos die verbondsark was nie, maar 'n realistiese teenwoordigheid van die Here wat in ons woon, saam met jou leef. Verder is Jesus die ewige koning, nie 'n simboliese koning nie. Die ewige koning wat ewig regeer. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Al my vyande is gestel onder my voete. Jesus bring volmaakte verlossing. Soos die ark is simboliek versimboliseer het die verlossing. Jesus bring die realiteit van ewige verlossing leef nou vir jou. En Jesus leer die volkome wil van God. Ek is die weg en die waarheid, en wie agter my kom, sal lewe. Jesus leer die volkome wil van God. So alles wat die ark versimboliseer het, waarna dit heen gewys het, kom Jesus en hy maak dit volkome realiteit in jou wat in hom glo se lewe. Die ark kom na die hoofstad, kan ons sê. Dit word geplaas op die berg. En ons kan onsself vra, waar leef die evangelie van Jesus in jou lewe? In die senter? Op die hoogste plek? Of soos by Saul en Michal se bedeling, op die kantlyn? Waar wil ons die evangelie sit? In die gereformeerde kerk Benoni? In die senter en op die hoogste plek, en al beteken dit dat ons van ons eie geite en giere moet afsien? Beteken dit dat ons menslike gebruike en praktyke moet prysgee? Is dit waar ons dit wil hê? Of sal ons dit hier op die kantlyn sit, sodat ons kan bewaar wat oorgelewer is? Of is dit die evangelie, die goeie boodskap, wat ons wil bewaar, en waarvoor ons wil beywer? So hoe dra die kerk die ark in die stad in? Want ons moet dit doen. Simboliese ark, Jesus wat die verteenwoordigheid in sy volheid laat aanbreek. Jesus wat volmaak verlos, wat ewig koning is, wat God se wil aan ons bekend maak. Hoe dra ons Jesus in die stad in? Daar is onder party mense so groot fokus, en ek praat seker maar met my eie kerkverband hier, so groot fokus op uiterlike en seremoniële dinge, op kerklike prosedure en die mechanics van kerkwees, dat hulle die Here glad nie begryp nie, dat die verhouding nie daar is nie, en die vreugde nie bestaan nie. Ons sien dit in die hardkoppige vashou aan goed, waar hardkoppigheid nie leef by disippels nie. W.G. Blytjie skryf, en verskoon my Engels, "There are doubtless times to be calm and times to be enthusiastic, but can it be right to give all our coldness to Christ and all our enthusiasm to the world?" Met vreugde en blydskap en opgewondenheid en nederige diensbaarheid moet ons die evangelie boodskap van die teenwoordigheid van God se verkoningskap in mense se lewens, van God se verlossing, van die reëls en riglyne van die Here die wêreld indra. In die leefwêreld waar die Here ons nou sit. Dis in die mense waar hy ons nou roep om te bedien. En hoe ons lewens nou lyk, moet ons die tydsgerigte woord van die Here bedien in die tyd waarin ons nou is. Tussen die mense waarin tussen ons nou leef. En daarom sê die Here ook, vir die gereformeerde kerk Benoni, vir jou, disipel, vir wie die evangelie in die senter op die hoogste plek in jou lewe staan, wees liefdevol sensitief vir mekaar. Want as jy dit reg kry, kan jy dinamies vorentoe gaan, saam mekaar. Maar as ons nie liefdevol sensitief is vir mekaar nie, gaan ons kwaliek dit reg kry om dinamies vorentoe te gaan saam met mekaar. Al verskil ons as mense, is ons een in die Here om vorentoe te gaan in die bediening van die evangelie, en is Christus ons maatstaf. Om jou lewe te leef in die belydenis soos Dawid, voor die Here sal ek dien. Voor die Here sal ek min word, sodat Jesus kan meer word. Voor die Here sal ek verander en vernuwe,
sodat die evangelie boodskap se lig waarlik kan deurbreek voor die Here my God. Sal ek dans en spring as dit my karakter is, en as dit nie my karakter is nie, sal ek ander maniere kry. Voor die Here sal ek, sonder ophou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat daar soveel rede is vir ons om te kan sê, voor die Here sal ons, voor U sal ons, want ons harte is oorweldig in dankbaarheid oor U teenwoordigheid, oor U werk in ons lewe, oor U volmaakte en volkome vergifnis en oor U koninklike heerskappy. Ons prys en loof U daarvoor, Here Jesus, en ons bid dat ons gesindheid en ons harte so in lyn kom met U gesindheid en hart en wil vir ons, dat ons U verheerlik in elke tree wat ons vorentoe neem, soos ons hierdie gemeente van U en die evangelie boodskap ook vorentoe vat, om te bedien en dinamies te wees, hier waar U ons nou sit, in die tyd waarin ons nou leef. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.